Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle wat hier is. Ons is uitgedun vanoggend. Ek glo die weer eis sy tol en dis Moedersdag. Ek dink baie mense kuier by hulle ouers en hier's ook besoekers by ons. Elke besoeker by ons ook. Baie welkom. Dit is lekker om altyd iemand hier te ontvang en saam die Here te aanbid. Dit is 'n groot voorreg. Baie welkom vir elke besoeker wat vanoggend by ons kuier. En elkeen wat ook bevoorreg is om vanoggend 'n ma hier langs hulle te hê. Dis 'n groot voorreg om 'n ma te hê, om 'n ma in die huis te hê, om 'n vrou in die huis te hê. Ons gaan net by Moedersdag kom ek sê net eers 'n paar afkondigings. Vriende, nou eerskomende donderdag is dit Hemelvaartdag. Ons het 'n Hemelvaartsdiens 18:30. Op Hemelvaartdag is die kerkkantoor gesluit, so ons hou by die reëling van die ou tyd en dit is dat ons dit by die kantoor net so sien soos al die ander groot dae van die dinge wat die Here gedoen het. So die kerkkantoor is donderdag gesluit, maar as donderdag aand 'n diens is nooi vir almal van hier uit om die hemelvaart van Jesus te kom vier. Dit is 'n groot dag, mens moet dit nie mis nie. En dan volgende Sondag begin Pinkster en hierdie Pinksterreeks lei Dominee Anton en die tema is waag dit om te droom. Dit begin Sondagoggend, Sondag aand en dan Maandag, Dinsdag, Woensdag, elke oggend en aand en dan word Woensdag aand sin weer die volgende oggend ook gedoen. So dit hou aan tot Donderdagoggend. Jy kan kies of jy die oggend of die aand wil bywoon, maar moet dit nie mis nie. Dit is so 'n belangrike tyd van die jaar om net stil te word, eintlik om net vir die Here te kom vra, Here, kom doen in my lewe wat U wil hê wat ek moet doen. En ons is by 'n tyd in die gemeente wat ons nuwe drome droom. Ons is by 'n tyd in die gemeente wat ons baie dink oor die pad vorentoe. Wat is die Here se wil vir Onderwysrivier? Ons het besluit om op die 22ste en 23ste Junie bietjie weg te gaan, ons leraars, en ons gaan bietjie saam net stil word en ook sommer net saam bid en saam dink ook oor die toekoms, oor disippelskap, oor geloofsvorming, oor geestelike dissiplines en dan gaan ons terugkom en dit wat ons weer daar kry met julle kom deel. Volgende Sondagoggend is ook 'n kinderpinkster. Hierdie jaar hou ek die kinderpinksterdiens daar in die kapel. So volgende Sondagoggend gaan ons lekker sing en spring en ons gaan lekker die storie van Pinkster vertel en die Rooitrein tannie sê vir my dat daar's lekker hot chocolate en sweets en ek weet nie wat alles nie. So ek wil vir julle sommer uitnooi om volgende Sondagoggend 9:00 in die kapel te kom saam kuier en die Here groot te maak op 'n kindermanier. En dan die laaste afkondiging net is die Damestee. Nou eerskomende Saterdag is die Damestee en vir Marie daar sit jy, steek dit jou hand op. Vir Marie sê ons ook sterkte en die hele spannetjie as ons daar's nog bietjie meer mense as laas jaar. Dit is 'n groot mooi bywoning hierdie jaar. Ons is baie opgewonde daaroor en sal vir almal wat betrokke is om net sê sterkte. Mag dit 'n groot lekker dag wees. Geseënde dag. As 'n sanger wat sing, Peer van die kerk, as ek nou sy van so uit my kop het reg onthou, en Lindy Strydom praat hier so 'n groot dag, baie opgewonde daaroor. Vriende, en dan is dit vandag Moedersdag en daar's so 'n paar goeters wat mense al gesê het in die verlede oor moeders. Ek kan net vir julle so 'n paar daarvan lees, maak dit as jy dit vir ons sal wys. Nou die eerste enetjie is iemand het gesê, my mother's menu consisted of 2 choices, take it or leave it. Is dit nie waar nie, vriende? Maar as dit vir ons klein dit reg groot gemaak, sê as jy nie wil eet nie, is dit jy wat gaan honger bly, né? Take it or leave it. 'n tweede wat vir my baie oulik is 'n ma wat sê, ek wil hê my kinders moet alles in die wêreld hê en as hulle alles het wat hulle dan het, dan wil ek by hulle gaan bly. Ek dink dit is 'n droom vir ons ouers, nou ons gun vir ons kinders alles en eendag gaan trek ons by hulle in. A mother is a person who, seeing there are only 4 pieces of pie for 5 people, promptly announces she never did care for pie. Is dit nie waar nie, né? Ons almal se maas sou alles gegee het vir ons. En dan die laaste, my mother had a great deal of trouble with me, but I think she enjoyed it. Mark Twain het dit gesê, die so bekende ou, né? En is dit nie waar nie? Ons het soveel Engelse woord PT met ons kinders, maar eintlik geniet ons dit so lekker om met hulle besig te wees. Vriende, as ek vandag die kers aansteek, dan steek ek die kers aan vir al die ma's, vir al die oumas, vir al die vroue wat nie kinders gehad het nie, maar wat verander 'n ma is. Vrouens wat ook hier in die gemeente vir ons ma's is geestelike ma's. En die Here het op my interse pad vir ons soveel keer wonderlike ma's gegee wat
wat net vir ons substituut ma's was oral waar ons gekom het. En vandag eer ons al die ma's, al die oumas, al die vroue wat self nie kinders gehad het nie, maar wat ma's vir ander was. En ons wil vandag sommer net vir julle kom sing, laat Heer u seën op Opeldaal. En ek wil vra dat hoe sal ons nou maak, want ons almal het ma's gehad. Nou niemand van ons het sonder 'n ma in die wêreld gekom nie. Maar as ons nou vandag sing, kom ons sê die mans en die kinders gaan vandag vir die vrouens, en dis die vrouens van so bo 20 jaar, ons gaan vir julle sing, laat Heer u seën op Opeldaal. Kom ons bly net so sit, dan sing ons dit. Ek lees vir julle gebed. Kom ons sluit ons oë, ek lees vir julle graag hierdie mooi gebed. Hemelse Vader, ons dank U vir alle ma's oral. Ons sê dankie vir hulle liefde, hulle sorg, hulle kommer en hulle deernis. Ons bid veral vir diegene wat in hulle rolle as moeders gesukkel het, waar die pad nie maklik en gelyk was nie. Ons bid vir diegene wie se moeders dalk op verskillende maniere misluk het. Bring hoop in hulle lewens. Het sy as moeders of as kinders. Waar verhoudings gespanne is, bid ons vir versoening. Waar daar pyn is, bring asseblief die genesing van U genade en barmhartigheid. Vir diegene wat nie hulle eie kinders kan hê nie, vra ons dat U hulle harte met U wonderlike liefde sal vul. Seën hulle in hulle rol om 'n ma of 'n rolmodel vir ander te wees. Help ons om met meegevoel en deernis te leef. Om waar nodig ons eie harte en hande van liefde uit te strek na daardie moeders wat U oor ons pad bring. Ons bid deur Jesus Christus, U Seun, ons Here, wat leef en heers met U, ons liefdevolle en versorgende God en die Heilige Gees, een God, nou en vir altyd. Amen. Ons sal vandag sommer, as ons hier saam is, dan eer ons ma's, ons oumas, die vroue in ons lewe, ons huweliksmaats, ons eer hulle vandag. En baie van die dinge, Moedersdag is nie 'n kerklike ding nie. Baie keer sê mense, Moedersdag het niks met die kerk te doen nie. Dit is so. Maar wat in die kerk vier ons die mooi kant van goeders. Ons dink altyd, waar kom 'n ding vandaan en wat is God se plan daarmee? En weet julle, as ek die Bybel lees, dan sien ek dat in die begin skep God die man. As hy die man skep, dan los hy hom in die tuin en hy sê vir hom, hy moet nou die tuin oppas en dit bewerk en alles en vir die diere name gee. En dan staan daar, toe die Here gesien dat die mens alleen is en die Here het vir die mens 'n helper en 'n gelyke gemaak. En toe maak hy die vrou. En vir daai vrou gee hy die potensiaal, die moontlikheid om 'n mamma te wees. Die Here het nie enige mamma gemaak nie. Hy skep die vrou met die moontlikheid, die potensiaal dat sy 'n mamma kan wees. Ek lees vir julle 'n stukkie wat ek gelees het wat vir my verskriklik mooi is. Toe ek die hemel en die aarde geskep het, het ek net gepraat en hulle was daar. Toe ek die mens geskep het, het ek hom gevorm en lewe in sy neusgate geblaas. Maar vir jou, vrou, het ek gevorm nadat ek die asem van die lewe in die mens geblaas het, want jou neusgate was te delikaat. Ek het 'n diep slaap toegelaat om oor hom te kom, sodat ek jou geduldig en perfek kon vorm. Die mens is aan die slaap gemaak, sodat hy nie met my kreatiwiteit kon inmeng nie. Uit een been het ek jou gevorm. Ek het die been gekies wat die mens se lewe beskerm. Ek het die rib gekies wat sy hart en sy longe beskerm en hom ondersteun, soos jy veronderstel is om te doen. Om hierdie een been het ek jou gevorm, ek het jou gemodelleer, ek het jou perfek en pragtig geskep. Jou eienskappe is soos die rib, sterk maar delikaat en broos. Jy bied beskerming vir die mees delikate orgaan in die mens, sy hart.
Sy hart is die middelpunt van sy wese, sy longe hou die asem van sy lewe vas. Die ribbekas sal homself laat breek, voordat dit skade aan die hart sal toelaat. Ondersteun die man soos die ribbekas die liggaam ondersteun. Jy is nie van sy voete geneem om onder hom te wees nie. Jy is ook nie uit sy kop uit geneem om bo hom te wees nie. Jy is van sy sy geneem om langs hom te staan en naby aan hom te wees. Jy is my perfekte engel, my pragtige dogtertjie, sê die Here. Jy het gegroei tot 'n wonderlike vrou van uitnemendheid en ek is opgewonde wanneer ek die deugde in jou hart sien. Jou oë verander hulle nie. Jou lippe, hoe lieflik wanneer hulle in gebed uitmekaar gaan. Jou neus so perfek gevorm. Jou hande so sag om aan te raak. Ek het jou gesig in jou diepste slaap gestreel. Ek het jou hart naby myne gehou. Van alles wat leef en asemhaal, is jy die meeste soos ek. Adam het saam met my geloop in die koelte van die dag, maar hy was eensaam. Hy kon my nie sien of aanraak nie, hy kon my net voel. Alles wat ek wou hê dat Adam met my moes deel en ervaar, het ek in jou gevorm. My heiligheid, my krag, my reinheid, my liefde, my beskerming en my ondersteuning. Jy is spesiaal omdat jy 'n verlengstuk van my is. Man verteenwoordig my beeld. Vrou verteenwoordig my emosies. Saam verteenwoordig julle die totaliteit van God. So man, behandel jou vrou goed, wees lief vir haar, respekteer haar, want sy is broos. Deur haar seer te maak, maak jy my seer. Wat jy aan haar doen, doen jy aan my. Deur haar te verpletter, beskadig jy nie net jou eie hart nie, maar ook die hart van jou vader en die hart van haar vader. Vrou, ondersteun jou man in nederigheid, wys hom die krag van emosie wat ek vir jou gegee het. In sagte stilte, wys jou krag. Jy is vrou, helper en gelyke. Kom ons sê vir die Here dankie met een lied. Ons staan en ons sê dankie vir die skone môre. En daarmee dink ons vandag aan alles wat die Here gemaak het, wat so mooi is. Kom ons staan. Baie dankie, sit gerus. Vriende, ons gaan die Here dien met ons dankoffers. En terwyl ons die dankoffers opneem, kan die kinders hier na vorentoe kom en hier voorkom sit vir rooi trein, die paar kinders wat hier is. As die groot mense ook wil kom sit om die plek vol te maak, is julle welkom. Ek is verras oor al die maatjies wat hier is ten spyte van die koue. En hier's Luka ook. Hallo Luka. Dat sy maatjies, baie welkom, né? Ek wil sommer vir julle uitnooi. Volgende Sondag gaan ons in die kapel bymekaar kom 9uur. Ons gaan lekker sing. Ons gaan klomp kinderliedjies sing. Ek vir julle nuwe liedjies leer van Lukas 15. So volgende week moet julle daar wees. Sal julle 9uur volgende Sondag as pappa en mamma hiernatoe kom volgende Sondag, dan gaan julle sommer direk soontoe. Goed, dan vir tannie Margaret vra. Wys vir ons daai fotootjie, tannie Margaret, die eerste fotootjie. Wie sal julle sê wie's daai? Ek gaan niks sê. Ah, wie? Moses, hoe weet jy? Hy het klippe. Dis reg, dis Moses, né? Hy daar die 2 klippe, tafels van die wet, né? Ons het altyd geleer dat hy 2 klippe gehad en op die een klip was die eerste 4 wette geskryf
En op die ander klip was die tweede 6, die ander 6 wette geskryf. Ek het nog so geleer dat hy het met 2 klippe afgekom. Op die ene staan daar 4 wette, en die ander 6 wette. Maar in die tussentyd het hulle uitgevind, en dis maar net iets wat hulle dink, in daai tyd het mense as hulle 'n kontrak sluit, het hulle 2 van 'n ding gehad. Ons doen dit vandag ook, ons te kopie. So ons dink vandag dat die 10 wette op al 2 klippe geskryf gestaan het. Ene moes hulle byhou en ene moes hulle bære in die ark. En dan moes hulle dit gelees het gereeld. Nou ek wil vandag vir julle wys wat het op daai klippe gestaan. Tannie Margaret gaan vir ons dit wys. Op die eerste klip, né, staan daarso. Dis die eerste wet, né? Daar's mos 10 wette. Die eerste wet sê daar is net een God, né? Jy mag nie voor ander gode buig nie. Ons mag vir niemand anders bid as vir die Here nie. Die tweede een sê ek mag nie ander gode aanbid nie, né? Ek mag nie beelde van hulle maak nie. Daar staan in die Bybel, ek mag geen beeld maak van ander en daai beelde aanbid nie. Die derde ene, ek moet God se naam respekteer. So ek mag nie as ek praat sommer net die Here se naam sê nie. Die Here sê is verkeerd. Julle mag nie my naam sê nie. Julle het al gehoor in die movies, né? Sê hulle mos die Here se naam so baie. Ons mag dit nie doen nie. Kom ons kyk die vierde enetjie. Vierde ene sê ons moet die Here se dag heilig hou, né? So ons moet sy dag heilig hou. So die eerste 4 sal julle sien gaan oor God, né? Ons mag nie ander gode aanbid nie, ons mag nie beelde maak nie. Sy naam, sy dag. Kom ons kyk nou wat is nommer 5. Nommer 5 sê eer jou vader en jou moeder. Nommer 6, jy mag nie moord pleeg nie. 7, jy mag nie egbreek pleeg nie, amper sê ek nou steel. 8, jy mag nie steel nie. Nommer 9, jy mag nie leuns vertel nie. En nommer 10, jy mag nie ander mense se goed begeer nie. Kyk nou na die volgende prentjie. Nou wil ek vir julle wys, daar's die 10 wette. Daar's 10 wette, né, neergeskryf. Die eerste 4 gaan oor God. Daar's net een God, jy mag nie ander gode aanbid nie. Jy mag nie 'n beeld maak nie. Die Here se naam, die Here se dag, dit gaan alles oor God. En raai wat is die eerste gebod wat oor mense gaan? Die 5de gebod is eer jou vader en jou moeder. As die Here klaar oor homself gepraat het, né? As hy klaar gesê het wat julle vir my moet doen en nie moet doen nie, die eerste ding wat hy sê is julle moet julle pappas en mammas eer. Maatjies, nou dit beteken, daar het 'n klomp woorde geskryf. Dit beteken ons moet hulle respekteer. Ons moet mooi praat met hulle, né? Ons moet luister vir ons pappas en mamma, ons moet doen wat hulle sê, ons moet gehoorsaam wees, ons moet hulle help. Dis so belangrik dat die Here dit op daai kliptafels geskryf het. Nou vandag is Moedersdag en ek wil sommer net vir julle sê, een van die grootste presente wat ons vir mamma kan gee, is dood eenvoudig om lief te wees vir haar en haar te respekteer, né? Dis so belangrik. Wie van julle sal dit gaan doen? Wie van julle sal vandag vir mamma gaan help en haar gaan bederf in die huis? Wie gaan dit doen? Wie? Gaan julle vir mamma help? Wie gaan gehoorsaam wees in die week? Wie gaan môreoggend vir haar luister as julle opstaan en Sondag is verby? Wie sal nog steeds gaan jy nie luister nie? Gaan jy nie vir mamma luister môre nie? Sê weer? O, slaap jy laat? Dan kan jy nie vir jou mamma luister nie. Die Here sê dit is so belangrik dat hy dit op daai kliptafel skryf en sê ek wil hê julle moet vir pappa en vir mamma luister. Kom ons sing 'n liedjie wat ons vir die Here vra en sê Here help ons gesin om so te leef dat ons vir u gelukkig sal maak. Kom staan julle saam met my. Pappas en mammas, julle kan bly sit, die kinders gaan staan. Kom ons sing daai liedjie. Kyk gou hierso, sing saam. Dat hy vir ons help om dit te doen. Here,
Help U vir ons om vir pappa en mamma te luister. Dit was so belangrik dat U dit daai tyd op die berg, op die klippe geskryf het en dat Moses afgestap het en vir die volk gesê het, die 5de belangrikste ding wat julle kan doen is om vir pappa en mamma te luister. Help ons om dit te doen. Help ons om lief te wees vir mekaar in die huis, mekaar te help. In Jesus se naam. Amen. Dankie, julle kan na julle klassies toe gaan, hoor. Sê, dankie julle. Dis vriende, dis maar die uitdagendste deel van die erediens. Ek wil vir julle 'n versie lees uit die Bybel, né? En daarna gaan ons staan en 2 liedjies saam sing. Ek gaan net dit lees en dan staan ons sing dit saam. Kyk hoe goed is en hoe lieflik is dit as broers saamwoon. Ons sou kan sê as gesinne saamwoon, as pappas en mammas en kinders saamwoon. Kyk hoe goed is dit as broers saamwoon. Dis is die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dis is die dou van die Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Kom ons staan en ons sing oor die liefde in ons huis. Over
Dankie, sit gerus. Jesaja 66 vers 13, soos 'n moeder haar kind veilig laat voel, so laat ek julle veilig voel, sê die Here. Julle sal veilig wees in Jerusalem. Psalm 131, ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek, o Here, by U tevredenheid gevind. Here, soos 'n babatjie by sy ma tevrede en veilig voel, so wil ons by U tevrede en veilig voel. In 'n wêreld wat so deur storms hierdie week die mekaar gekrap is, in 'n wêreld wat so vol oorlog is en soveel dinge wat verkeerd is op die oomblik, bid ons, Here, vir die genade om by U rus en vrede te vind, by U stil te word, om vandag hier te sit en net te besef dat ten spyte van alles wat ons in ons lewens kan gebeur, ook ten spyte van die ongeluk en die slegte dinge, is ons veilig by U. Ons wil ons rus in U vind. Ons hoor vandag, Here, as die lied vir ons sê, wees stil en weet, ek is die Here. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook vir jou getrou bewaar. Ons hou dit vas, Here. Dankie daarvoor. Praat U asseblief met ons deur U woord, in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, kom ons lees vandag uit Handelinge hoofstuk 16,
Handelinge 16. Ons lees baie keer in Handelinge, ons ken baie van die verhaaltjies in Handelinge. Vandag gaan ons spesifiek lees oor 'n sekere vrou in Handelinge. Ons gaan lees vanaf vers 11, Handelinge 16 vanaf vers 11. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Net sê dat as jy hierdie lees, nou hoor mense hier word in die eerste persoon gepraat, né? Hier staan ons het vertrek, ons het dit gedoen. En hierdie boek is geskryf deur Lukas. So ons afleiding is dat Lukas voor hierdie tweede sendingreis by Paulus aangesluit het en dat hy saam met Paulus op die sendingreis is. Van nou praat hy heelpad van ons, né? Nie meer van Paulus hulle nie. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. En dan lees ons ook vers 40. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is nou Paulus, is hulle na Lydia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Ons lees vandag sover, vriende, op hierdie dag wat ons nou 'n bietjie nadink oor Moedersdag en ons dink na oor die vrou en wat 'n mooi verhaaltjie so in die Bybel. Ons tema vandag 'n ma 1000, 'n ma 1000. Vriende, as ons hierdie gedeelte lees, dan is ons besig met Paulus se tweede sendingreis. En ek lees vanoggend vroeg dat hulle sê Paulus se tweede sendingreis was meer as 5000 km gewees wat hy afgelê het op hierdie tweede sendingreis. Is verskriklik as jy dink die primitiewe middele wat hulle gehad het om mee te reis, om per voet te reis, hier op die hawe rond te lê tot daar 'n bootjie is waarop jy kan klim en dan 'n plek te kry op die bootjie. Nie te weet of jy uitkom waar jy moet uitkom nie. En, maar Paulus, hierdie is die tweede sendingreis van Paulus waarvan ons lees. Ons lees in Handelinge 15 dat Paulus en Barnabas het van mekaar geskei. Paulus en Barnabas het so 'n bietjie verskil oor of Markus moet saamgaan op die tweede sendingreis of nie. En op die einde het Paulus en Barnabas kon hulle eintlik nie 'n besluit neem daaroor nie. En toe sê hulle, goed, terwyl hulle van vrede, kom, sê Paulus, kom ek en Timoteus gaan op hierdie sendingreis en dan gaan jy en Markus weer saam. En so verdeel hulle, eerder as om op 'n sendingreis te wees waar die leiers eintlik verskil van mekaar. Baie mooi voorbeeld ook, daar's baie mooi voorbeelde waar ons moet sê, hoorie, ons verskil oor die ding, doen jy dit en doen ek dit. En dis wat hulle gedoen het. En nou reis Paulus hulle deur Sirië en Cilicië. En sover as hulle gaan, versterk hulle die gemeentes. Julle sien nie, daar is die sendingreis daar in rooi, né? Dis verskriklik wyd. Sover as hulle gaan hulle nou na die gelowiges toe, na klein gemeentetjies toe, en hulle versterk hulle. Daar staan, hulle het vir die gelowiges gaan sê, wat het die apostels in Jerusalem besluit en gesê, daar in Handelinge 15. So oral gaan sê hulle, wat het in Jerusalem gebeur, en wat sê die apostels, en hulle dra hierdie belangrike besluite oor. En dan lees ons dat Paulus kom in Troas. Nou as hy in Troas kom, vir julle 'n prentjie wys hierso, ek het hom daarso, ek het so 'n kringetjie omgemaak. Dis waar hy vertrek het by die blokkie regs onder. En nou kan julle sien daarbo die swart blokkie daarbo. Dis wat Troas is. Nou kom Paulus by Troas aan. En as hulle by Troas aankom, dan sit asof hulle nie mooi weet wat moet hulle nou doen nie. Troas was naby daai stadjie Troje. Julle het al baie gehoor van die Trojaanse perd en van wat die Grieke die perd daarin gestoot het en so eintlik die stad ingeneem het en goeters. Nou Troas is naby Troje. Troas was 'n dorpie so teen die kus gewees, maar nie 'n baie belangrike of 'n groot plek nie, eintlik 'n klein plekkie. Toe Alexander die Groot die wêreld wou inneem, het hy daar by Troas gestop en van daar af het hy eintlik die ooste ingeneem. Nou dis net so 'n stukkie geskiedenis van daai stukkie. En nou is dit die jaar 49 na Christus. En Paulus en Timoteus en Lukas sit in Troas. En hulle is nie seker watter kant toe wil die Here hê moet hulle gaan nie. Ons kry ook sulke oomblikke in ons lewens. Ons kry dit in gemeentes, ons kry dit in ons persoonlike lewe wat jy by 'n plekkie is en
wat jy eintlik wag dat die Here moet wys, wat is die volgende tree? En dan daai aand as Paulus slaap, dan sien hy 'n gesig van 'n Macedoniese man wat vir hom sê, kom oor na ons toe, kom help vir ons. En as Paulus hierdie gesig gesien het, dan besluit hy dit is waar die Here hulle roep. Hulle sal na Macedonië toe gaan. Nou as jy sien, daar's 'n blokkie daaroor kant. Hulle moet 'n skeepie vat of 'n bootjie en hulle moet oor daai see vaar, so 'n bietjie meer as 200 km wat hulle moet vaar om in Filippi te kom. En dis waar hierdie verhaal nou afspeel. Met ander woorde, op daai punt wat Paulus hulle vra, Here, ons weet nie waar jy nou nie. Dan sien hulle 'n gesig van 'n Macedoniese man en hy sê, kom na Macedonië toe, kom na Filippi toe. Ons het jou nodig hier. En hierdie is so 'n belangrike oomblik, want Filippi is in Griekeland, is in Europa. Hierdie is die sprong waar die evangelie tot nou toe net in Asië was, en nou gaan dit oor die see na Europa toe. En mens kan nie vir mekaar sê hoe belangrik is dit nie, dis hoe die evangelie in Europa gekom het. En nou vertrek Paulus hulle van Troas af na Filippi toe, hy's daar in die oranje stukkie, in die hoekie, linksbo. En Filippi was 'n baie belangrike stad gewees in daai tyd. Julle sal onthou dat Paulus skryf ook die brief van die Filippense aan daai gemeente in Filippi. Filippi was so 'n Romeinse kolonie. Klomp van die afgetrede soldate van die Romeine en goeters het kom vestig hier in Filippi. So dit was 'n dorpie gewees, of 'n stad met klomp oud soldate, Romeinse soldate wat in die stad gebly het. Hulle sê daar was ook baie van die Grieke wat tot bekering gekom het, wat daar gebly het, en daar was Joodse vroue en alles wat in hierdie stad gebly het. En nou bly Paulus hulle 'n paar dae hier in Filippi. En terwyl hulle hier in Filippi is, loop hulle hier rond en oral kyk hulle waar kan hulle vir iemand van die Here vertel. Dit was ook nie daai tyd, ons dink altyd was toe maklik en nou is dit moeilik. Dit was toe ook moeilik. Oral soek hulle waar's 'n plek waar hulle aansluiting kan vind, en hulle kry eintlik nie 'n aansluiting by die mense in Filippi nie. En dan op die Sabbatdag dan besluit hulle, maar hier's nie 'n sinagoge in die dorp nie, hier's nie 'n plek waar die Jode bymekaar sal wees nie. Kom ons gaan kyk buitekant die stad of daar iets is. En dan gaan hulle buitekant die stad, en buitekant die stad loop daar 'n rivier. En as hulle daar by die rivier kom, dan is daar 'n klomp vroue daar onder 'n boom langs die rivier, is daar 'n klomp vroue bymekaar, hoofsaaklik Joodse vroue. Dis interessant dat Paulus in sy sendingreis het nogal gefokus om na die Joodse gemeenskappe toe te gaan en vir hulle van die Here te vertel. Maar nou kom hulle daar en nou is die klomp vroue hier bymekaar wat hier onder die bome sit en kerk hou. En ons lei af dat baie van hierdie vroue was weduwees gewees wat daar gesit het. Ons lei af dat baie van hulle was Jode wat met Grieke getrou het, maar wat nog steeds Jode was. En nou het hulle nie 'n sinagoge nie. Nou sit hulle hier buitekant die dorpie, onder die bome, sit hulle nou en gesels oor die Here en nou eindelik kerk. En dan bring dit ons by hierdie gedeelte wat vir ons vertel dat toe Paulus hulle by hierdie klomp vroue kom, daar onder die boom langs die rivier buite Filippi in Europa. Toe daar tussen hulle is daar 'n spesifieke vrou met die naam van Lydia, waaroor hierdie storie gaan. En Lydia was afkomstig gewees uit Thyatira. Thyatira was 'n plekkie gewees wat bekend gestaan het daarvoor dat die mense met hierdie persmateriaal daar gewerk het. Dit was baie moeilik om goed pers te kleur. En hulle het 'n sekere soort seeslak gebruik om eintlik hierdie persmateriaal te maak. En daarom sal julle in al die skilderye van Lydia as julle sien dat sy het 'n perskleed aan of 'n persserp aan en goeters, want dit was dis waarmee sy handel gedryf het, né? Sy was gebore in Turkye en in die proses is sy ook vir Romeins, so sy het ook maar dit was 'n Romeinse kolonie, so alles het maar Romeins geword. Maar as lees dat hierdie vrou wat daar is, het ten minste haar eie huis besit, waarskynlik 'n besigheidsvrou wat goed af was en so aan. En ons is nie seker of sy al klaar die Joodse geloof aangeneem het en of sy net 'n bewondering gehad het vir die God wat die Jode aanbid het nie. Maar daar staan dat sy was godvreesend, sy het respek gehad vir hierdie God van die Jode. Nou sy saam met hierdie Joodse vroue langs die rivier onder die boom waar hulle kerk hou. Nou vriende, wat weet ons van hierdie Lydia? Want dis vir ons belangrik vandag op Moedersdag. Die eerste ding wat ons van Lydia weet en wat vir ons belangrik is vandag is dat Lydia het 'n beroep geoefen. Sy het 'n spesifieke werk gedoen. Sy was 'n besigheidsvrou. Sy het handel gedryf met hierdie perslinne. Sy het goeders pers gekleer, sy het dit waarskynlik ingevoer of sy het dit self gedoen, maar sy het 'n hele besigheid gehad waar sy handel gedryf het met hierdie perslinne en dis waarvoor sy bekend gestaan het. En hierdie persmateriaal was 'n baie duur ding. Dis hoekom jy dit altyd sal sien by die ryker mense. Dis gedra deur konings en deur ryk mense. Die gewone mense het nie persmateriaal gehad nie. En daarom het die Katolieke Kerk het noem vir
Lydia noem hulle die beskermheer of die wat as 'n vrou beskermheer is, wat is dit dan? Sy beskermdame. As dit reg is met julle. Maar sy is die ene wat eintlik die patroness of the diers of van die mense wat goed daai. Is dit nie mooi nie, né? Sy is die een in die Bybel wat die mense verteenwoordig wat met wat klere kleer. In die ortodokse kerk is sy selfs 'n saint. Hulle sien vir Lydia gelyk aan die apostel, so 'n belangrike rol het sy gespeel, né? En hierdie vrou is 'n besigheidsvrou. Sy's 'n besigheidsmens. Sy werk elke dag hard en sy moet 'n besigheid aan die gang hou en ons lees uit 'n huis en sy het klomp mense binne in die huis, 'n hele huishouding waarvan gepraat word. En daai dag al langs die rivier terwyl Paulus hulle preek, aanvaar hierdie vrou vir die Here Jesus as haar verlosser. Dis ongelooflik, né? Daar staan Paulus, hulle het gepreek en sy het hulle woorde aanvaar en dan moes hulle 'n kort belydenis doen en sy het dit waarskynlik gedoen en daar word sy gedoop daar langs die rivier in Jesus se naam. Dan lees ons 'n baie interessante ding, ons lees dat sien net sy wat gedoop is nie, maar eintlik haar hele huishouding wat gedoop is. Vriende, die punt vandag is dat ons dink baie keer aan die Bybelvrouens as vrouens wat eintlik maar net daar by die huis gesit het en niks gedoen het nie. Baie keer as ek luister na dominees wat preek, dan klink dit asof die vroue van die Bybel eintlik geen rol gespeel het nie. Die mans was alles gewees en die vrouens het eintlik maar net huis aan die kant gemaak. Dis nie waar nie. Ons lees in hierdie gedeelte van 'n besigheidsvrou, 'n sakevrou, met haar eie huis met mense wat by haar bly en by haar werk. Ding maar net, gaan klomp jare terug en ons gaan na Spreuke 31 toe wat ons so goed ken oor daai voorbeeldige vrou. En jy kom by Spreuke 31 en as die Spreuke skrywer hierdie vrou beskryf, dan sê hy 'n klomp mooi dinge van haar, maar dan sê hy onder andere daar staan sy maak wol en vlas bymekaar. Sy bring die kos van ver af in. Sy maak kos vir haar gesin. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en sy koop die stuk grond. Sy plant wingerde. Sy werk met die spinwiel. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordelaars aan die handelaars. Klink dit vir julle soos 'n vrou wat net by die huis sit? Nee, die vrou is besig. Sy's 'n besigheidsvrou. En ons prentjie partykeer van die Bybelse vrouens is heeltemal verkeerd. En daarom wat vrouens partykeer sê, maar weet jy, as ek die Bybel lees, is dit so ver van my lewe af. Ek het hierdie besige lewe. Ek staan vroeg op, ek moet kinders versorg, ek moet gaan werk, vanaand jaag ek terug, ek moet alles versorg, alles doen, ons moet skool toe gaan, ons moet kerk toe gaan. Dis Lydia se lewe ook. Dis die Spreuke 31 vrou se lewe ook. Dit was vol lewens. Hulle het gewerk, hulle was besig. En daai dag al langs die rivier gee sy hart vir die Here. En die Here vat hierdie besigheidsvrou, hierdie besige vrou, vat hy vir homself. En in hierdie vrou se lewe wat ook heeldag werk, is daar iewers plek vir hierdie God wat sy nou gaan aanbid. Die tweede ding wat ons in hierdie gedeelte lees is dat Lydia 'n gesinsvrou was of iemand wat haar huishouding ook na die Here toe gevat het. Weet julle, die eerste ding wat Lydia doen, as sy haar hart vir die Here gee, dan staan daar nie Lydia is gedoop hier, daar staan eintlik sy en haar hele huishouding is gedoop. Of sy het hulle saamgebring na die rivier toe waar hulle kerk hou, of alternatiefelik het sy teruggegaan en op die einde van die dag vir hulle gaan haal en sê kom hoor dit vertel hierdie mense my, kom hoor van Jesus. Ons weet nie wat gebeur het nie, maar sy en haar hele huishouding word daai dag gedoop daar in daai riviertjie buite Filippi. En so word sy die eerste bekeerling in Europa. Die eerste bekeerling in Europa was 'n gewone vrou, besigheidsvrou uit Filippi. Daar langs 'n riviertjie buitekant Filippi. Ons weet nie of hierdie vrou 'n man gehad het nie. Party van die bronne sê ons dink sy was 'n weduwee, ons weet nie. Ons weet nie hoe groot haar kinders was nie. Ons weet nie wat is dit klein kinders of groot kinders. Ons weet eintlik nie as dit sy kinders gehad nie. Ons weet nie of hy slawe het sy gehad nie. Wat ons weet is dat daar 'n hele klomp mense wat saam met haar na haar huis gebly het. Of dit nou kinders was of slawe, wie ook al, almal van hulle is saam met haar gedoop en saam met haar begin om die Here te dien. Ek dink baie van ons het ook die Here leer ken by ons ma's. Is dit nie? As ek vandag terugdink, dan dink ek aan my ma as die geestelik die sterk een in ons huis. My pa was op baie terreine sterk geweest, maar geestelik was my ma die ene wat getrou kerk toe gegaan het, wat vir ons geleer het van die Here. Sonderaand het ons om die klavier gesit en my ma het haleluja liedjies gespeel en ons 4 kinders het daar gesit en ons het saam met my ma vir die Here gesing, groot gemaak. My ma was die ene wat my geleer bid het.
My ma was die een wat van kleintyd af vir my sulke klein boekies gegee het met versies in, wat ek kan lees as jy moedeloos is, as jy opgewonde is, al die goeters. En in Lydia se lewe sien ons dat hierdie vrou, enkel vrou, of 'n vrou wat se man nie deel was van dit nie, maar hoe dat sy haar huishouding gaan haal en hulle na die Here toe bring, en hulle word saam met haar gedoop. Vriende, is dit nie waar van baie van ons nie? Ek wens ek kon gesê het, steek op julle hande, wie van julle het van die Here by julle maas gehoor? Baie van ons. Natuurlik is dit nie waar van alle maas nie. Ek lees 'n verhaaltjie van Bob, wat vertel dat hy aangesluit het by die vloot, jare gelede in die Tweede Wêreldoorlog, en hy's oorlog toe, en hy was daar in die oorlog gewees op die duikbote en alles, en hy het gesien hoe word vliegtye afgeskiet, hy het gesien hoe word bote gesink, dit wat ons in ons tyd ook nou weer sien daar in die Midde-Ooste. En op 'n stadium het hy een van sy eie vriende sien ly en sterf in hierdie oorlog. En toe hy op 'n dag terugkom, toe sê hy vir sy ma, mamma, jy het my in die steek gelaat, jy het my alles geleer, maar jy het my nooit van die Here Jesus geleer nie. Ek dink, daar's baie ma's wat vir hulle kinders van die Here vertel, en ek hoop jy wat vandag hier is een van daai ma's wat vir jou kinders van die Here leer. Daar's natuurlik ook ma's wat dit nie gedoen het nie. Daar's huise waar die ma dit nie gedoen het nie, daar's huise waar pappa dit gedoen het. Daar's huise waar iemand van buite dit gedoen het, omdat mamma dit nie gedoen het nie. Maar ons is vandag dankbaar vir elke mamma wat vir hulle kinders geleer het van die Here. Ons is dankbaar vir elke mamma wat hierdie storieetjies vir hulle kinders vertel het. As 'n klein is, lyk dit maar net soos 'n storieetjie van Kain en Abel en van Noag en alles. En soos ons groot word dit die stories waarop ons lewe bou. Word daai stories so belangrik. Elke ma wat voor 'n sonnaarskoolklassie gestaan het en vir kinders van die Here vertel het. Elke ma in ons eie gemeente wat voor 'n rooi kleinklassie staan en vir kinders van die Here leer. Ons is so dankbaar vir elkeen van hulle. Vriende, ons lees ook van Lydia dat sy 'n vrou is wat 'n verskil gemaak het nadat sy tot bekering gekom het. Na Lydia se bekering sê sy vir Paulus en vir Lukas en vir Timoteus, ons weet nie wie was almal by nie, ons weet nie hoe groot was die geselskap nie, maar sê sy vir hulle, kom bly in my huis. Dit was gevaarlik om vir Paulus te huisves. Hy's gereeld gevang. Gereeld het die polisie in die deur kon klop en sê, slaap Paulus hierso? Dis nie die tipe ou wat jy by jou laat oorslaap nie. Ek het een keer vir 'n ou by my slaapplek gegee, as 'n paar keer vir mense in ons huis laat slaap in Potch, maar ek onthou dat een spesifieke ou het ek ook slaapplek voor gegee, en ek was kerkkantoor toe terugkom, toe staan dan net polisievoertuie, toe soek die polisie die ou. En dit was die gevaar, as jy vir Paulus slaapplek gee, is die polisie gaan hom soek, want hy bring 'n stad in oproer. Maar nadat sy haar hart vir die Here gegee het, sê sy vir Paulus en vir Timoteus, hulle sê sy kom slaap in my huis. Ek is nie bang vir daai risiko nie, ek sal dit loop. En sy oorreed hulle om in haar huis te kom slaap. Sy is nie bang dat die dorpie met al die Grieke en Romeine en al die oud soldate sal sê, jette, jy loop saam met die Christene en jy loop saam met daai ou wat Paulus is nie. En wat uitstaan in Lydia se verhaal is haar gawe was gasvryheid. Selfs wanneer Paulus hulle dan gevang word, hulle gaan tronk toe en hulle kom uit, dan sê Lydia weer vir hulle, kom na my huis toe. En dis daar by haar huis waar hulle weer by mekaar kom en van waar af hulle vertrek verder op hierdie sendingreis. Want dit was Lydia se gawe. Dis hoe sy die Here gedien het. En toe ek hierdie stuk lees, dink ek sommer aan al die gasvroue, vroue in ons gemeente wat by die deure staan, wat altyd die vir ons laat tuis voel hierso. Met kos, by vergaderings, oral. Dieselfde gawe wat Lydia gehad het. Vriende, ek wil vandag op hierdie Moedersdag met hierdie verhaaltjie van Lydia, wil ek sommer net dankie sê vir al die ma's wat oor die jare toegelaat het dat die Here hulle gawes in die gemeente gebruik. Maak nie saak wat daai gawe was wat die Here vir jou gegee het nie. Al die mammas wat oor die jare sonnaarskool gegee het. Vandat ek 'n klein seentjie was, is ek deur tannies, mammas geleer van die Here. Dit was tannies wat ons gemeente in Pretoria gedra het. Ek onthou daai tyd toe die ampte oopgaan, aanvanklik mag daar net mans in die ampte gewees het. En ek onthou daai tyd toe die sinode besluit, maar vrouens kan ook diakens wees. Eers kon hulle net diakens wees, later dan diakens en ouderlinge. Maar ek onthou op 'n stadium hoe dat ons baie meer vroue diakens gehad het as mans diakens. Dit was daai diakonisse, het ons hulle genoem, wat die kerk van daai tyd gedra het. Hulle was die gewillige ouens wat kom aanklop het en kom sê het,
Die Here roep my, ek sal dit doen. En ek sien dit vandag nog steeds. 'n Klomp jare later het die amp oopgegaan en daar was vroue ouderlinge ook en ek onthou die sterk geestelike vrouens wat ons ook in die gemeente gehad het. In Potchefstroom ook waar ek was en hier. Vrouens wat 'n pad met die Here loop. En die Bybel is vol van sulke voorbeelde ook. Ons kan eendag praat oor die vroeë kerk, oor die rol van die vroue in die vroeë kerk. Dit was die mammas wat die kinderkrans van daai tyd aangebied het. Wat Woensdagmiddag of Vrydagmiddag vir kinders van die Here geleer het. Dit was die mammas wat die sopbediening by die kerke gehardloop het. Paas het gewerk en die ma's wat af was, hulle het die sop by die kerk gemaak. Nou nog steeds, hier's klomp manne, maar hier's baie vroue betrokke in hierdie bediening. Dit was oor die eeue, meeste van die tyd die mammas wat die kerk mooi gemaak het met blomme en iets van daai deel in die kerk ingebring het. Dit was die mammas wat in die gewoonlik by die deure staan en verwelkom, omdat hulle dalk soos ons net nou gelees het, ietsie meer van hierdie emosies van God self kan oordra. Ek onthou in hoeveel kerke was dit vrouens wat sieke besoeke gedoen het om die dominee te help. Vriende, en as ons vandag hier saam is, dan moet ons mekaar sê, ons kan amper nie dink, waar sou die kerk wees sonder al die mammas en vroue in die kerk nie. Ek kan vandag nie 'n kerk indink sonder hulle nie. En daarom wil ek afsluit en sê, kom ons wees vandag eerlik, en ons sê vir mekaar dat Jesus se bediening is gedra deur 'n klompie vroue wat hom heelpad bly volg het, wat vir hom gesorg het. Ons lees oor en oor, dit was vroue wat vir Jesus gesorg het. Die verskillende Maria's, Martha's, hulle wat saam met Jesus geloop het hierdie pad, wat so 'n belangrike rol gespeel het. Die vroeë kerk se bediening in Handelinge was baie sterk, saam met die apostels, baie sterk gebou op dit wat vrouens gedoen het, oral in groepies, waar hulle kerkies in hulle huis gehad het en 'n verskil daar gemaak het. Daarom word daar so baie vrouens se name genoem in die briewe van Paulus. In ons eie gemeentes, in hierdie gemeente ook, het vroue so 'n groot rol gespeel oor die jare om in die gemeente diensbaar te wees. En vandag wil ons sommer net sê dankie vir die Lydia's van ons tyd. Die besige mense, vrouens wat ook vandag moet werk, wat besig is, maar wat iewers tussendeur kans kry om vir kinders van die Here te leer. Wat iewers tussendeur kans kry om gasvry te wees en vir die Paulusse van ons tyd in die huis in te neem en te versorg en iets aan te bied. Dis hierdie mammas wat so 'n groot verskil in die samelewing maak. En vandag sommer net uit ons hart uit en ek glo ek sê dit namens al die kinders, namens al die mans, sê ons vir hierdie mammas, sê ons is baie dankbaar. Ons eer julle vandag. Dank die Here vir sy gawe van vrouens aan die kerk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag op hierdie dag wat ons so baie aan ons ma's dink, aan ons vrouens dink, dat ons op hierdie dag sommer net weer kan dink aan die rol van ma's en vrouens in die kerk. Here, en hoe kragtig U hulle gebruik het in elkeen van ons se lewe. Ons sê vandag dankie vir die sonnaarskool tannies wat vir ons van die Here vertel het. Ons sê dankie Here vir die kinderkrans tannies, vir die diakonesse, vir elke vrou wat iewers in die kerk, omdat sy lief is vir U, 'n verskil gemaak het. Meeste van alles sê ons vandag, Here, dankie vir die ma uit wie elkeen van ons gebore is. Die ma wat haar lewe gewaag het om ons in die wêreld te bring, elkeen van ons. Die ma wat ons liefhet. Die ma wat ook sou sê, ek hou nie van pastei nie, omdat dit dalk te min pasteie is. Here, ons sê vandag dankie. Dankie vir al die ander mammas wat U op ons pad gestuur het. Al die ander tannies wat vir ons as mammas geraak het. Wat vir ons versorg het. Here, wat geestelik vir ons gebid het, ons gedra het deur die verskillende tye van ons lewe. Dankie vir elkeen van hulle. Ons bid vandag vir al die jong meisies wat eendag mammas moet wees, dat U ook vir hulle sal bewaar, sodat hulle ook sal onthou dat U 'n groot roeping het vir hulle. Wil U vir ons almal bewaar, wil U vir ons rein en heilig hou. Here, wil U vir ons liefde gee vir mekaar. Gee dat ons in ons huis liefde vir mekaar sal hê. Dat ons mekaar sal waardeer, mooi met mekaar sal praat, sag met mekaar sal praat. En vergewe ons, Here, as ons teen mekaar oortree. Vergewe ons wanneer ons mekaar ietsie sê of ietsie doen wat seer maak. Dankie dat Jesus ook daarvoor
gesterf het. Ons dankie daarvoor. En ons eer U vandag vir U skepping. Ons eer U dat U, nadat U geskep het, ook besluit het om 'n vrou te maak. Ons eer U, ons dank U in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n laaste lied saam sing. Kom ons sing hierdie baie mooi lied. En as daar mans en vrouens, die man en vrou wat bymekaar staan, of die gesinnetjie wat bymekaar staan, daai gesinnetjie of man en vrou, vat sommer mekaar se hande en want hierdie is 'n gesinslied. En hierdie lied sê: O Vader, neem ons hande en bind ons nou. Smee U die liefdebande in goeie trou. Kom ons staan en ons sing hierdie versies van hierdie lied vir ons as gesinne. So mooi gebed, né? Kom ons maak oop toe, ons vra die Here se seën en daarna gaan ons mekaar die seënlied sing. Here, dit is so voorreg om saam te wees as gemeente en dit is so voorreg om saam te wees hier in U teenwoordigheid. En ons bid, Here, as ons van hier af huis toe gaan, dat ons sal besef dat U op dieselfde manier teenwoordig is in ons huise. Help ons om so te leef asof U daar is, omdat U daar is. In Jesus se naam. Amen.